Hi graad 12, ons gaan nou wegval met vraag 5 van die Junie 2025 vraestel 2 wat deur die Vrystaat Departement opgestel is. Alright, julle nou ons gaan so vinnig kyk soos wat ons altyd doen na wat 'n tipe vraag hierdie is en of dit 'n maklike of 'n moeilike vraag was en dan gaan ons moet gaan kyk op ons formuleblad sodat ons kan kyk wat ons kan help met hierdie spesifieke vraag. Nou ouetjies, soos wat julle gesien het in die sirkelmeetkunde video's, is daar amper niks op die formuleblad wat jou kan help met sirkelmeetkunde nie. So daar's ons dit baie teoreties. Jy moet al jou stellings uit jou kop uit ken en al jou bewyse natuurlik, nê. Nou, gelukkig met trig is daar 'n paar formules wat jou kan uithelp en ons weet jy het jou cosinus, jou cosinus formule, jy het jou sinreël, jou kosreël, jou sinreël en jou oppervlakreël natuurlik, nê, as ons spesifiek werk met trig in driehoeke. Nou ouetjies, hierdie vraestel het spesifiek 3 trigvrae gehad. Vraag 3, 4 en 5 was die 3 trigvrae gewees. En ons weet jou eerste trigvraag is gewoonlik, ouetjies, dit hoef nie altyd so te wees nie, hoor. Maar jou eerste vraag is gewoonlik jou algemene trig. Jou tweede vraag van trig is gewoonlik jou grafieke, jou triggrafieke en die interpretasie daarvan of die skets daarvan of wat ook al. En dan jou derde trigvraag is gewoonlik jou trig in driehoeke. Nou ouetjies, hierdie wat hierso vir ons gegee is jou derde trigvraag, vraag nommer 5. Dis jou derde trigvraag en hou net in gedagte dat hierdie vraag gewoonlik jou trig in driehoeke is. Okay? Dis nie jou algemene trig nie, dis gewoonlik jou trig in driehoeke. Ouetjies, luister, ek sê nie altyd nie, dis gewoonlik waar jy op die uitkyk moet wees vir 'n trig in driehoeke. Okay, waar hulle vir jou sketse gee, moet jy in elk geval altyd op die uitkyk wees vir trig in driehoeke. Okay, as mens driehoeke sien waarmee jy werk, ouetjies, wat nie 90 grade driehoeke is nie, dit is dan of reghoekige driehoeke is nie, gaan jy trig in driehoeke gebruik. So dit is so maklik soos dit om dit raak te sien. Okay, ons gaan nou deur die inligting lees. Ek wil net vinnig vir julle sê dat 'n mens hierdie vraag dan nou as trig in driehoeke kan identifiseer, ouetjies. Soos julle kan sien, hierso is 'n sirkel. Yes, 'n mens dink sirkelmeetkunde, maar hierdie is definitief 'n trigvraag. Nou in hierdie sirkel is daar 'n driehoek vir jou geteken, jou oorsprong is vir jou gegee en dan kan jy ook sien, ouetjies, hierdie driehoek waarmee ons werk is nie 'n reghoekige driehoek nie, nê? Hoekom nie? Want hierdie lyn MP, nê, kan julle sien, daar's ons my middelpunt. Hierdie lyn MP gaan nie deur die middelpunt nie, okay? So as hierdie hoekie onderspan was deur my middellyn, dan sou hierdie hoekie mos nou 90 grade gewees het. Stem julle saam? Maar dit is nie die geval nie omdat MP nie deur die oorsprong gaan nie, so dit is nie 'n middellyn nie, so daai hoek is nie 90 grade nie. So hierso werk ons nie met reghoekige driehoeke nie en dan gaan ons trig in driehoeke gebruik as hulle vir ons enige vrae oor hierdie driehoek gaan vra. Okay, so ouetjies, daar's 'n paar maniere om soos ek vir jou gesê het, gewoonlik is jou derde vraag is gewoonlik trig in driehoeke van trig. Die tweede manier hoe jy hierdie kan raak sien is dat jy nie met 'n reghoekige driehoek werk nie en ja, dis dan nou basies hoe 'n mens kan identifiseer dat jy met hierdie gaan werk. As ons vinnig kyk na hoe maklik of hoe moeilik hierdie vraag was in my opinie, was dit regtig maklik geweest. Daar was nie baie uitdagende goed nie. Die antwoorde wat hulle wil hê ons moet kry is als in terme van theta en dit is 'n bietjie uitdagend of dit lyk vir van julle uitdagend as ons werk met vierkantswortels en veral hierdie wat lyk soos 'n of wat 'n kosdubbelhoek is en baie van julle gaan dit dalk wil vervang en al daai tipe goedjies. Maar nou ja, dit is eintlik as 'n mens net by die basics bly, ouetjies, is hierdie verskriklike maklike vraag. Okay, dan wil ek net gou omdat ons nou klaar hierdie vraag identifiseer het as 'n trig in driehoeke vraag, ouetjies, onthou, dan moet 'n mens eers na jou formuleblad toe gaan en jy moet gou gaan highlight wat jou reëls is en wat jou formules is wat jou gaan help met trig in driehoeke. Okay, nou kom ons gaan gou formuleblad toe dat ons net gou ons verstande herinner oor wat ons kan help hierso. Nou julle kan sien hierso is al ons algemene trigformules hieronder, né? Nou wat hierso vir ons gegee word, hierdie 3 reëls hierso, né?
jou sinreël, okay, jou kosinusreël en jou oppervlakreël. Dit is jou drie reëls of formules wat jou gaan help. Daai ouetjie daar natuurlik en daai ouetjie daar. So onthou net, gaan highlight dit en gaan wys vir jouself dat hierdie formules wat hierso vir jou gegee word is natuurlik jou formules wat jou gaan help met trig in driehoeke. Okay? So dan as jy vinnig daarna kyk, ouetjies, dan weet ons my sinusreël, my sinreël, vir hierdie reël het ek 'n hoek en 'n teenoorstaande. Mens moet eintlik dit vir jouself, die van julle wat nie weet nie, vir elke reël is daar sekere vereistes, nê. Vir jou sinusreël het jy 'n sy se lengte nodig, 'n sy se lengte nodig daarso met sy teenoorstaande hoek. Okay, enige of jy twee pare sye met twee pare teenoorstaande hoeke nodig, okay, om hierdie reël hierso te gebruik. Alright. Vir jou kosinus weet ons het twee sye met 'n ingeslote hoek nodig en dieselfde met jou oppervlakreël het jy ook twee sye met 'n ingeslote hoek nodig. So hierdie twee laaste reëls het dieselfde voorwaardes vir ons om hierdie reël te gebruik en dan is jou sinusreël natuurlik anders as jou kosinusreël en jou oppervlakreël. Okay. Nou ons gaan nou oefen en sien hoe dit werk. Net vinnig vir julle hierso skets. Kom ons maak so. Jou sinusreël, jy het dan byvoorbeeld hierdie sy se lengte nodig en daardie hoek. Okay, verstaan julle? So ek het 'n sy met sy teenoorstaande hoek. En dan kan 'n mens ook dan nou gaan sê, as ek daai sy daarso het, dan wil ek dalk daai hoek of wat ook al uitwerk. Okay. So 'n mens het basies jou sye teenoor jou hoeke nodig wanneer jy met die sinusreël werk. Nou wanneer ons met die kosinusreël werk, ouetjies, het ons basies twee sye met 'n ingeslote hoek nodig. Verstaan julle? So twee sye van my driehoek, nê? Aangrensende sye, ekskuus. So jy het basies daai twee aangrensende sye nodig van jou driehoek plus jou ingeslote hoek en dan kan jy jou kosinusreël gebruik en hierdie twee aangrensende sye met die ingeslote hoek werk dan ook vir jou oppervlakreël. Okay. So die voorwaardes vir hierdie twee reëls hierso is jou twee aangrensende sye met jou ingeslote hoek. Okay, nou dat ons formules het, kan ons opgaan en ons kan gaan kyk na ons inligting en ons vraag begin beantwoord. Alright, kom ons val weg met trig in driehoeke. Goed. Hulle sê vir ons M, Q en P is die hoekpunte van 'n driehoek geteken in 'n sirkel met middelpunt O. So M, Q en P is die hoekpunte van 'n driehoek. Ons kan dit sien, né? Daarso is M, daarso is Q en daarso is P. Dit is obviously die hoekpunte van hierdie driehoek wat vir ons gegee word en hulle gee vir ons 'n sirkel met 'n middelpunt. Okay. Goed. Hulle sê vir ons MP is 12 eenhede. Nou hierso is MP. Oukies, nou wat baie van julle dalk kon gevang het hierso, nê, is dat baie van julle vir MP as 'n middellyn kon gesien het, maar ek het nou klaar vir julle verduidelik, nê, dat MP is nie 'n middellyn nie omdat hy nie deur die middelpunt van die sirkel gaan nie. Verstaan julle dit? So MP is net 'n koord. Verstaan? MP is 'n koord en ons gaan definitief nie daai sirkel meetkundestelling kan gebruik wat sê dat MP is 'n middellyn, so daarom moet Q 90 grade wees. Daai is uit omdat hy nie deur die oorsprong gaan nie. Okay. Okay, goed. Oukies, nou kan ons basies vir onsself gaan sê dat die hele MP, nê, die hele MP, ons dui dit net vir onsself aan, daai hele sy MP het hulle sopas vir ons gesê is 12 eenhede. Dit is nie op my skets nie, so ek moet dit gaan inskryf voordat ek die vraag begin beantwoord, nê. So daai hele sy is 12 eenhede. Okay, goed. Daai het ons dit op, nê. Dan sê hulle ook vir ons by die volgende inligting, ON is loodreg getrek op MP. Kom ons kyk gou wat dit is. ON
daarso is ON, daai klein lynsegment daarso, dit is ON, die lyn vanuit die middelpunt tot op hierdie koord. Okay. Maar hulle sê vir ons hierdie lyn is loodreg op MP. Okay, nou kom my sirkelmeetkunde reël natuurlik in, nê, wat vir ons sê dat 'n lyn getrek vanuit die middelpunt van 'n sirkel, right, wat loodreg is op 'n koord, halveer jou koord, nê. So dit moet ons gaan bysit, nê, en ook gaan skryf in ons wanneer ons dit gaan nodig hê. Alright. Net gou hierdie bietjie netjies te doen. Okay. Goed, so daai weet ons ook nou as gevolg van daai inligting wat daar vir ons gegee is, nê. Kan ons daai sirkelmeetkunde stelling gebruik en gaan sê dat MN moet so lank wees soos NP omdat die lyn vanuit die middelpunt loodreg is op hierdie koord, so hy halveer die koord, right. Okay, nou wat beteken dit dan vir MN en vir NP? Dit beteken dan as hierdie hele sy, as die hele MP 12 is, beteken dit dat MN 6 moet wees en NP ook 6 moet wees, nê. Okay, so gaan skryf dit ook vir jouself in. So ons weet dat MN moet dan, amper sê ek 1 sentimeter, dit moet eenhede wees, so MN is 6 eenhede en so ook is NP is ook 6 eenhede. Alright, nou het hulle ook vir ons in die inligting gegee, hulle sê vir ons dat NP gelyk is aan QP, so NP, nee, daar loop NP en daar loop QP, maar hulle wys vir ons met hierdie lyne hierso dat hierdie twee sye ewe lank is. So as NP 6 is, dan moet QP ook 6 eenhede wees. Okay, so jy kan solank dit ook gaan inskryf. Okay. Okay, so mens wil soveel as moontlik van jou inligting afvat voordat jy jou vrae begin beantwoord, okay? Want dit is die rede hoekom hierdie goed vir julle gegee word. Alraai, dit maak die lewe so 'n bietjie makliker wanneer jy die goed wil raak sien in die vraag. En dan laastens sê hulle vir ons en hoek QPN, kom ons vind net daai hoek. Daarso is Q, P en N. So hierdie hoek wat hier gevorm word, daai hoek daarso wat hulle vir ons 'n pyltjie maak en vir ons sê hierdie hoek se grootte is 180 grade minus 2 theta. Alright, dis al wat hulle daar vir ons sê en is klaar vir ons aangedui dat hierdie hoek hierso 180 grade minus 2 theta is. So oukies, ons het nou klaar al ons inligting gebruik hierso en dit op ons skets gaan insit. So kom ons kyk of ons hierdie vraag kan beantwoord. Alright. Nou, kom ons kyk na 5.1 toe. Ekskuus, kom ons beweeg na 5.1 toe. Hulle sê vir ons by 5.1, bewys dat QN is hierdie ouetjie hier. So ouetjies, QN is nie een van hierdie sye van hierdie driehoek nie, né? Dit is 'n denkbeeldige sy, maar om dit vir jouself makliker te maak, gaan trek asseblief die goed in op jou skets. Okay. So bewys dat QN loop hierso. Daarso is Q en daarso is N. Sien julle, daar is nie 'n lyn nie. So oukies, jy gaan daai lyn self moet gaan intrek, want as jy dit nie gedoen het in hierdie vraag nie, dan was die res van hierdie vraag vir jou baie moeilik geweest. Oukies, so hulle sê vir jou, ons soek die lengte van hierdie sy. Die sy is nie getrek nie, jy moet hom self gaan trek. Alright, so kom ons val weg en doen dit. So jy moet die lyn QN gaan trek. Dit hoef glad nie op skaal te wees nie, dit hoef nie perfek te wees nie. Okay, daar vee ek nou die hele lyn uit. Okay. Jy gaan trek hom net rolweg. Ons almal weet ons het nie baie tyd in die toets nie, nê. Alright, so daar is QN nou getrek. So bewys dat daai lyn wat ons sopas getrek het, se lengte, die lengte van daai sy, vierkantswortel 72 maal 1 plus cos 2 theta is. Alright, dis wat ons moet bewys vir 2 punte. Alright, ouetjies, 2 punte. It's not going to be that difficult, okay? Nou, ons weet, ons kan sy lengtes of ons kan hoeke gaan uitwerk deur ons driehoeke reëls te gaan gebruik, nê? Maar ons moet gaan kyk wat se inligting in die driehoeke vir ons gegee word. Ons weet dat QN is basies 'n sy van hierdie driehoek wat daarso loop. Sien julle dit? Daai ouetjie daar, QMN, nê? Dis 'n sy in daardie driehoek, maar is ook 'n sy in hierdie driehoek hierso. Okay, QPN. Okay, dit is ook 'n sy in daardie driehoek daar.
Ons moet gaan kyk watter een van hierdie twee driehoeke gaan vir my die meeste inligting gee sodat ek actually hierdie key se lengte kan gaan kry. Nou oukies, ons kan sien wanneer ons in hierdie driehoek hierso werk, nê, kan ons sien ons het daarso 'n sy, ons het daarso 'n sy se lengte, QP wat 6 is. Ons het ook NP se lengte wat 6 is en ons het 'n ingeslote hoek wat 180 grade minus 2 theta is. So oukies, natuurlik gaan ons in hierdie driehoek hierso werk, nê. Alright, en natuurlik oukies, soos ek vir julle gewys het op die formuleblad, wanneer gebruik ons die cosinus reël? Ons gebruik die cosinus reël wanneer ons twee aangrensende sye het, wat ek nou mos nou vir julle trek. Daar's my twee aangrensende sye en ons het die ingeslote hoek se grootte wat natuurlik 180 grade minus theta is. So hierdie is definitief 'n cosinus reël wat ons kan gebruik. Nou oukies, dit werk so, daai sy hierso, die blou sy, Kn wat ons wil uitwerk, is die onbekende sy, so jy het basies twee ander sye nodig en die ingeslote hoek om hierdie sy se lengte te gaan uitwerk. En dis presies wat ons het. Okay, so dis maklik selfs om raak te sien dat ons die cosinus reël moet gebruik. Goed, so dis presies wat ons gaan doen. Ons gaan by 5.1 vir hierdie twee punte gaan ons die cosinus reël gaan toepas. Nou, kom ons gaan na ons antwoordblad toe. Of ons formuleblad. Sou 'n mens vergeet het, oukies, maar 'n mens moet hierdie goed uit jou kop uit ken, verkieslik. Hierso is my cosinus formule, okay, of reël. Dit sê vir my dat a kwadraat is gelyk aan b kwadraat plus c kwadraat minus 2bc mal cos a. Okay, nou hierdie a kwadraat, oukies, dit verteenwoordig die sy wat jy wil uitwerk, nê. Hierdie cos verteenwoordig die ingeslote hoek. En hierdie B en C verteenwoordig natuurlik jou ander twee sy lengtes van jou driehoek. Okay, so hierdie is jou onbekende sy, daai is jou ander twee aangrensende sye van jou driehoek en dis wat B en C verteenwoordig en cos A is jou ingeslote hoek. Okay, so dit is so maklik soos dit. Alright, nou kom ons gaan pas dit toe. Jy hoef nie daai formule te gaan neerskryf nie, jy kan hom dadelik net gaan toepas om tyd te gaan spaar. Alright. Goed, nou kom ons gaan pas dit basies toe op ons antwoordblad. Okay, so ons weet dat ons hierdie sy hierso wil gebruik, nê, en daai sy daarso wat ons weet is albei 6 eenhede, nê. Okay, ons gaan daai twee gebruik wat albei 6 is en daardie hoek. Okay, so kom ons gaan trek net hierdie driehoek hierso want hierdie sy want daai sy gaan deel wees van ons berekening, nê. So kom ons val gou weg. So ons gaan nou sê die sy wat ons wil uitwerk, nê, dis jou a kwadraat volgens jou formule. Okay, so dit gaan hierdie Kn kwadraat wees, die sy wat jy wil uitwerk. So kom ons gaan skryf daarso. Ons gaan skryf Kn kwadraat. Dit is ons beginpunt. Okay, dit moet spesifiek wees tot ons. So Kn kwadraat is die sy wat ons wil gaan uitwerk. En dit is dan gelyk aan, oukies, dit is my twee aangrensende sye. Okay, dis daai twee sye se lengtes wat ek het. Okay, so dis jou b kwadraat plus jou c kwadraat in jou formule. So dit gaan qp kwadraat plus np kwadraat wees. Okay, so jy gaan daai twee kwadraat bymekaar gaan tel. So jy gaan sê dit is qp kwadraat plus np kwadraat. Okay. En dan natuurlik minus 2 maal elkeen van daardie sye. So 2 maal qp. Ekskuus, daai hakie eers toemaak, maal np. En dan maal ons dit is ons cosinus reël. So ons gaan dit maal met cos en dan natuurlik cos van jou ingeslote hoek. En jou ingeslote hoek is 180 grade minus 2 theta. Okay. So oukies, dit is hoe maklik hierdie reël is, minus 2 theta. Kan julle sien, ons werk met ons, om hierdie sy se lengte uit te werk, soek ons daardie sy kwadraat plus daardie sy kwadraat minus 2 maal daardie sy maal die kos van jou ingeslote hoek. Okay, so daar het ek dit neergeskryf. Ek het wys nou vir die merker dat
ek pas die cosinusreël toe op hierdie spesifieke driehoek. Nou kan ons die waardes gaan vervang. OK, nou kom ons doen dit. Nou, wat is P se lengte? Ons weet P se lengte is 6 eenhede, nê? OK, so ons gaan dit vervang met 6. So hier sit ons met 6 kwadraat. OK, nou gaan ons vir NP vervang. Ons weet NP is ook 6 eenhede. OK, so ons gaan hom vervang met 6 kwadraat. OK, minus 2. Wat is weer eens P se lengte? Dit gaan natuurlik nou daai twee lengtes wees soos wat hulle is. So dit gaan wees 6 en NP is weer eens 6 maal met cos. Oukies, nou moet ons kan hierso gou reduksie gaan gebruik. Ons kan hierso gaan vereenvoudig. OK, 180 grade minus is natuurlik in jou tweede kwadrant, nê? Wanneer ons na ons sinkos en of ons kaasdiagram gaan kyk, nê? 180 grade minus lê in jou tweede kwadrant van jou kaasdiagram. As ons net so vinnig gaan teken, jou kaas, nê? Daarso is jou kaasdiagram en ons weet 180 grade lê daar. 180 minus gaan dan natuurlik hierso in jou tweede in jou tweede kwadrant gaan lê, nê? OK. So dit is basies wat 'n mens, dis wat 'n mens dan nou hierso doen. Jy gaan basies jou reduksie gaan gebruik, jou kaasdiagram gaan gebruik. So 180 grade minus is in jou tweede kwadrant en in jou tweede kwadrant is waar sin positief is, nê? En dit is waar cos negatief is. So hierdie teken hierso gaan definitief moet verander. OK. Sodra ek hierdie reël gaan toepas, nê? So oukies, sodra ons nou hierso gaan sê, nou kan die 180 grade weggaan. So hierso sit ons nou net met cos 2 theta omdat ons nou klaar ons reduksie toegepas het. Ons het vir mekaar gesê dat ons in hierdie kwadrant hierso werk en dit is waar sin positief is, maar ons werk nou met cos, so my cos se teken moet natuurlik gaan verander, nê? So ons gaan nou hierdie teken hierso van 'n minus na 'n plus toe moet verander. OK, as gevolg van dat ons dat cos negatief is natuurlik in hierdie kwadrant, nê. Alraight. So nou kan ons aanbeweeg nadat ons reduksie toegepas het. So nou kan ons gaan sê, goed, 6 kwadraat plus 6 kwadraat is natuurlik, kom ons sê so 36 plus 36, nê, dis wat 6 kwadraat is. En dan hierso weer eens oukies, hierso sit ons met 6 maal 6 wat tegnies 6 kwadraat is. Dit gaan ook vir my 36 gee en 36 maal 2 gee natuurlik dan vir my 72, nê. OK, so dis 72, dis 'n maal, so dis ons bly aan 1. OK. Nou my volgende stap oukies, kan ons natuurlik hierdie 36 plus die 36 kan ons bymekaar gaan tel. Dit is twee alleenstaande konstantes, so dit gaan vir my 72 gee. En dan oukies asseblief, jy kan nie hierdie 72 met daai gaan bytel nie. Kyk, hierdie is 36 op sy eie, daai is 36 op sy eie. Hierdie is een term. Okay, jy kan nie die 72 skei van die cos 2 theta nie, want dit is 'n maal. So hierdie ding is een ding. Okay. So jy moet hom apart hanteer van hierdie twee bymekaar getel. Alright. So daai twee saam gee vir jou 72 en dan moet jy natuurlik net hierdie plus 72 cos 2 theta moet jy net gaan aanlas. So dis plus 72 cos 2 theta. OK. Goed, dan oukies, onthou net gou-gou hoe ons hom wil laat lyk. Ons wil gaan wys, ons wil 'n vierkantswortel in hê en ons wil die 72 hakkie 1 plus cos 2 theta hê. Sien julle dit, né? So ons wil 72 gemeenskaplik gaan uithaal hierso sodat daar 'n hakkie oorbly. So dis presies wat ons dan nou hierso gaan doen. Ons gaan die 72 gemeenskaplik gaan uithaal. Kan julle sien want hoeveel terme is daar hierso? Daar's twee terme, né? Daar's jou konstante en daar's nog 'n term. OK, so ons ekskuus, nog 'n term. So ons kan 72 uit hierdie term gemeenskaplik uithaal as ook in daardie term. So kom ons doen dit. So ons gaan sê 72 haal ons nou gemeenskaplik uit. Dit beteken jy deel. Oukies, gemeenskaplik uithaal beteken jy deel elkeen van hierdie twee terme met 72. So as ons sê sodra mens gemeenskaplik uithaal, moet 'n mens 'n hakkie gaan maak om te gaan skryf
dit wat oorbly nadat jy hierdie met 72 deel en daardie met 72 deel. So as ek 72 deel deur 72, wat is die antwoord? Die antwoord is natuurlik 1. Dan skryf ek my plus wat my terme skei. Dan natuurlik gaan hierdie as ek hierdie term hierso deel deur daardie 72, dan gaan daai 72 natuurlik weggaan, nê? Want 72 deel 72 gee vir my 1 en 1 maal cos 2 theta is net 'n normale cos 2 theta. So kom ons skryf dit. Cos 2 theta. Kan julle sien ons is presies waar ons wil wees, nê? Dit wat onder my vierkantswortel staan is 72 maal 1 plus cos 2 theta. OK, kan julle sien 72 maal 1 plus cos 2 theta. Ons het dit, ons kort nou net die vierkantswortel en dis lekker maklik, want onthou ons soek net vir Kn. Ons soek nie vir Kn kwadraat nie. So om van hierdie Kn kwadraat ontslae te raak, gaan ons natuurlik die vierkantswortel moet doen. OK, so hierso het ons eintlik die Kn. Hier gaan ons die Kn kwadraat byskryf sodat ons onthou om te gaan sê, okay, ek soek net Kn, ek soek nie Kn kwadraat nie. So ek gaan albei kante gaan ek die vierkantswortel oorsit, nê. So dan gaan daai en daai uitkanselleer, dan het ek nou Kn, ons soek net die Kn se lengte en dit is dan nou natuurlik gelyk aan die vierkantswortel van 72 maal 1 plus cos 2 theta. OK. Oukies, nou natuurlik dit gaan oras genoeg. Dis al klaar. Ek sou eintlik hierdie ding meer laat tel het. As ek die toets opgestel het, maar hierdie gaan definitief vir jou volle 2 punte gee want daar het jy vir hulle gewys, oukies, maar die ding is hoekom ek hierdie ding meer sou laat tel het en wat ons eintlik ook in die antwoord wil sien omdat dit nie vir ons gegee was nie, is onthou, ons moes hierso die eerste ding wat ons hier gedoen het is ons het hierdie 12 eenhede, ons het MP in 2 gaan deel, reg? Omdat hierso is 'n sirkelmeetkunde reël wat ons gehelp het om te sê dat die ouetjie 6 is en dat daai ouetjie 6 is en dan is P ook 6, né? So daai moet tegnies ook in jou antwoord wees, né, want dit was nie vir ons gegee nie. So nou ja, daar word nie spesifiek punte daarvoor gegee op die memo nie. Maar skryf altyd jou volledige redes by vir veiligheid. So ons moes eintlik hiermee begin het, maar gaan sit dit nou net op jou antwoordblad. So jy gaan vir my gaan sê dat MN is gelyk aan NP en albei is gelyk aan 6 eenhede. Kyk, kom ons gaan doen dit. Okay, so jy gaan vir my sê dat MN is gelyk aan NP en hulle albei is gelyk aan 6 eenhede. Okay. En wat is jou rede? En dit is natuurlik lyn vanuit middelpunt loodreg op 'n koord, nê. Nee. So jy gaan vir my gaan sê lyn vanuit jou middelpunt wat loodreg is op jou koord, nê. Nee, dit halveer natuurlik jou koord. Okay, so daar het jy dit. En dan gaan jy ook vir my gaan sê daarom omdat MN en NP gelyk is aan 6 eenhede, weet ons ook dan nou dat Kp wat daar is, gaan ook dan 6 eenhede wees. En die rede wat ons daar gaan gee is dit was vir ons gegee dat NP en Kp ewe lank is, nê. So ons het nou NP met daai rede en dan ook nou gaan Kp ook 6 wees en die rede is dat dit vir ons gegee was. Alright. So dis is NP gelyk aan Kp en dit is ook gelyk aan 6 eenhede. Okay? En die rede is daai was natuurlik vir ons gegee. Oukies, nou ideaal moes ons eintlik moes voor hierdie gestaan het, né? Dit moes eintlik eerste gewees het en dan moes hierdie gevolg het. Maar nou ja, oukies, solank alles hier staan wat jou gehelp het om die antwoord te kry, is dit 100% reg. Okay. Maar hierdie is die volledige antwoord. Definitief meer punte moes hiervoor geallokeer gewees het, maar dit is okay. Alright, kom ons beweeg gou aan na die volgende vraag. So dit was jou eerste 2 punte. En dit was glad nie uitdagend gewees nie. Alright, kom ons gaan nou na 5.2 toe. So oukies, nou by 5.2 sê hulle vir ons dui aan dat hoek QNP gelyk is aan theta. Okay, kom ons kyk net gou-gou wat se hoek hulle van praat. So dui aan dat hoek Q
en P. So hulle praat van hierdie hoek hierso, nê? Q en P, daai hoek daar. Hulle wil hê ons moet gaan wys dat hierdie hoek gelyk is aan theta. Ons moet dit gaan bewys. OK. Goed. Nou oukies, dit is eintlik nou maklik om te doen. Dis hoekom ek hom groen gemaak het, want ons werk natuurlik weer eens in hierdie driehoek hierso, nê? In driehoek Q en P werk ons. En as ons hierdie hoek hier wil hê, gaan ons natuurlik moet werk met hierdie gelykbenige driehoek hierso. Onthou QP is gelyk aan NP. So ons werk aan of met 'n gelykbenige driehoek. So dit beteken natuurlik dat hoek Q dieselfde grootte gaan, hoek P en Q dieselfde grootte gaan wees as hoek Q en P. Stem julle saam? Basies hoeke teenoor gelyke sye, nê? OK, so ons weet dat daai hoek en daai hoek dieselfde grootte moet wees en ons het daardie hoek daar ook. OK, so dit is moontlik vir ons om te gaan wys dat hierdie hoek se grootte theta moet wees. Alright, hoe gaan ons dit doen? Ons gaan natuurlik binnehoeke van 'n driehoek gebruik. Ons gaan sê 180 grade minus daardie hoek wat ons ken. OK, en dan daai hele antwoord moet ons dan deel deur 2 om dan elkeen van hierdie twee hoeke te kry wat ewe groot gaan wees. So ons twee redes wat ons hier gaan gebruik is binnehoeke van 'n driehoek, dis waar die 180 minus vandaan kom. Trek daai hoek af en die deel deur 2 se rede is dat ons werk met 'n gelykbenige driehoek, nê, of hoeke teenoor gelyke sye. OK, oukies, nou kom ons val weg. Dit is dan natuurlik die maklike beginsel wat ons hierso gaan gebruik om aan te dui dat 'n hoek Q en P gelyk is aan theta. So kom ons val gou-gou weg hierso. OK. So, ons gaan nou gaan sê kom ons maak net gou-gou so, ons gaan eers werk. Kom ons werk eers met binnehoeke van 'n driehoek, OK? So ons gaan eers die 180 grade minus beginsel gebruik. So kom ons gaan sê gou-gou hierso. Ons gaan sê 180 grade, nê? Kom ons sê net hierso, ons gaan in driehoek Q en P werk. OK? So in driehoek Q en P sê ons 180 grade en dan sê ons minus oukies asseblief onthou na 'n minus nê, moet jy vir my 'n hakie gaan maak en dan gaan ons die hoek se grootte gaan aftrek wat ons alreeds het nê. Die hoek se grootte wat ons alreeds het is natuurlik hierdie 180 grade minus 2 theta. Dis die enigste hoekgrootte wat ons het in hierdie driehoek. OK, maar dis al wat ons nodig het omdat daai twee ewe groot is. Ons gaan die hoek aftrek en dan dit wat oorbly deel deur 2 om natuurlik hoek n se grootte te kry. So ons eerste stap 180 grade minus die hoek wat ons alreeds het. OK. So ons het nou klaar vir ons sover neergeskryf, maar ons moet nou daai 180 grade, minus 2 theta, nê? Moet ons nou gaan aftrek van die binnehoeke van 'n driehoek. So ons gaan die 180 grade minus 2 theta gaan ons nou hierso gaan aftrek, nê. Ek kies nou wat 'n mens hier sou gevang het is as jy vergeet het om na hierdie minus 'n hakkie te maak, dan sou jou antwoord definitief verkeerd gewees het. So asseblief onthou, sodra jy meer as een, die eintlike reël hierso of beginsel is, as jy meer as een term aftrek van iets af, dan moet jy 'n hakie maak na die minus. En hierso is twee terme wat ons gaan aftrek, so ons moet 'n hakie gaan maak, nê. Want nou gaan die tekens natuurlik wanneer jy daai tekens gaan inmaal, gaan jou tekens verander. So jy gaan nou sit met jy gaan hierso sit met 180 grade, okay? Minus 180 as 'n mens daai minus gaan inmaal en dan natuurlik gaan jou minus 2 theta verander in 'n plus 2 theta, nê. Kom ons kyk net gou-gou ons rede hierso en dit is dan natuurlik jou hoeke van 'n driehoek, nê. So jou hoeke van 'n driehoek is wat jy vir my daar gaan skryf en dan gaan jy sien 180 grade minus 180 grade gaan natuurlik vir jou 0 gee en dan al wat gaan oorbly is jy gaan nou net sit met jou 2 theta. So kan julle sien as ons binnehoeke van 'n driehoek se beginsel gebruik, dan gaan julle sien dan wat oorbly nadat ek hierdie derde sy afgetrek het, nê? As ek hierdie as ek hierdie bekende hoek
afgetrek het, dan bly daar net 2 theta oor. Kan julle sien? So daar bly 2 theta oor wat verdeel moet word tussen 2 hoeke. So daar kan ons al klaar sien dat elkeen van daardie hoeke gelyk moet wees aan theta. Okay, maar hoe wys ons dit nou? Ons gaan nou basies gaan sê, okay, ons gaan nou basies dit wat oorbly, gaan ons nou natuurlik deel deur 2. So ons gaan sê, dus gaan ons sê 2 theta gedeel deur 2. En hoekom sê ons so oudjies? En dit is dan nou jou 'n gelykbenige driehoek, maar ons sê maar eintlik ja, jy kan in hierdie rede gaan sê dat ons werk met 'n gelykbenige driehoek, of jy kan natuurlik gaan sê dat dit is hoeke teenoor gelyke sye is natuurlik ook gelyk aan mekaar. Okay. Alright, so oukies, daar het ons dit natuurlik gaan daai 2 en daai 2 uitkanselleer. Okay. So dis is hoek, as ons eintlik hierso gesê het dat met watter hoek ons werk natuurlik, nee, maar dit is okay. So dit wat oorbly is theta, so dis is hoek Q en P, die hoek wat ons wil hê, is dan gelyk aan hoek ook aan daai hoek daarso wat hoek PQN is. Albei daai hoeke gaan theta wees. So QPN en hulle albei gaan dan natuurlik gelyk aan theta wees. Okay. Ek kies nou die betere manier om hierdie te gedoen het is om nou te gaan sê watter hoeke jy hierso wil uitwerk, maar dit is okay. Ons het éventueel by die antwoord uitgekom met al ons redes oudjies. So daai 2 punte het jy ook in die sak. Okay. So ons het eers gaan sê binnehoeke van 'n driehoek en dit wat oorgebly het was 2 theta. Ons moes daai 2 theta moes ons gaan deel het deur 2 omdat ons 2 hoeke het wat oor is in die driehoek wat gelyk is aan mekaar. En ons rede was hoeke teenoor gelyke sye is gelyk aan mekaar en daarom is die 2 hoeke waarna ons verwys wat gelyk moet wees aan mekaar is QNP is gelyk aan QPN en hulle albei is gelyk aan theta. En daar het jy nou net gewys dat QNP gelyk is aan theta. Okay. Nou onthou oudjies wat baie belangrik is, nee, sodra jy iets bewys, moet jy dit vir my gaan skryf in jou skets. So kom ons vee net gou-gou daar uit en ons vee gou-gou daar uit. Dit is nogal 'n geheim wat baie leerders vergeet om te doen. Dit sou pas bewys dat die ouetjie gelyk is aan theta en dat daai ouetjie ook gelyk is aan theta omdat ons werk met 'n gelykbenige driehoek. Nou kan ons aanbeweeg na 5.3 toe. Hulle sê bepaal die area van driehoek MNQ in terme van theta. Okay, so kom ons kyk vinnig hierso. Wat is driehoek MNQ? Dit is natuurlik daarso is M, daarso is N en daarso is Q. So nou werk ons in die ander driehoek wat gevorm was toe ons hierdie lyn hierso getrek het, nê. Okay. So ons gaan nou in hierdie spesifieke driehoek hierso werk. Oukies, nou wat ons ook moet gaan byskryf is ons het die lengte van QN, nê. So 'n mens moet asseblief net vir jouself gaan aandui dat hierdie lengte van QN, jy kan dit nou gaan byskryf, alright? Want jy gaan sien vir 5.3 werk ons in hierdie driehoek hierso, okay? En in 5.4 werk ons in dieselfde driehoek. So ons is basies klaar met hierdie driehoek hier, NPQ hierso. Ons is klaar met hom. Ons het ons 4 punte in die sak gekry met hierdie driehoek hierso. So nou kan ons die spasie binne die driehoek gebruik om aan te dui dat ons weet wat QN se lengte is, nê. So QN se lengte is natuurlik die vierkantswortel. Ons gaan die ouetjie 'n bietjie langer moet maak. Dis 72 maal 1 plus 2 theta. Okay, so ons weet dit is die lengte van QN. So ons het QN se lengte en ons het MN se lengte. Sien julle dit? Okay. So daar het ons 2 aangrensende sye in 'n driehoek se lengtes. Okay. So hulle sê bepaal die area van driehoek MNQ
in terme van theta. Oukies, julle kan sien ons werk hier oral in terme van theta. Ons werk nie met spesifieke hoekgroottes nie, so niks is nuut nie. En ek weet baie van julle sukkel met daardie konsep, maar onthou theta verteenwoordig 'n hoekgrootte, so dit is eintlik nou nie veel vreemd nie. Bepaal die area. So ons moet die area, oukies, onthou area beteken oppervlakte natuurlik, nê? Okay, area beteken oppervlakte. Daai is maar eintlik ja, Engels. Ons gebruik die woord oppervlakte meer. So area en oppervlakte is dieselfde ding. So ons met die oppervlakte van die driehoek gaan kry, oudjies, en weer eens, ons moet nou gaan besluit, gaan ons met die sinusreël werk of gaan ons met die cosinus, ons gaan nie, ons gaan met die oppervlakreël moet werk, nie, maar partykeer het ons die sinus of die cosinusreël nodig om ons te help om ekstra inligting te kry sodat ons met die oppervlakreël kan werk. Nou kom ons gaan kyk gou-gou. Ons weet ons gaan die oppervlakreël moet gebruik. Kom ons gaan na ons formuleblad toe en ons gaan kyk net gou-gou weer na die oppervlakreël. Hoe lyk hy? Hy sê vir ons dat die oppervlakte van 'n spesifieke driehoek sê vir ons moet dis 'n half maal AB. Nou hierdie AB verteenwoordig jou twee aangrensende sye en hierdie hoek, hierdie sin C, hierdie hoek C hierso verteenwoordig jou ingeslote hoek. Okay, so vir jou oppervlakreël het jy ook twee aangrensende sye met 'n ingeslote hoek nodig, net soos wat jy vir jou kosreël het. Okay, nou kom ons gaan kyk gou-gou wat het ons. Hoe gaan hierdie inligting my help met my sinusreël sodat ek sodat ek my oppervlakreël kan gebruik. Nou, ons is sover as ons het daai sy en ons het daai sy. Okay? So ons het twee aangrensende sye, né? Vir ons om die oppervlakreël te kan gebruik om die oppervlak van hierdie driehoek te gaan uitwerk, kort ons hierdie ingeslote hoek hierso. Stem julle saam? Ons kort daai ingeslote hoek daar, want dit is hoe die oppervlakreël werk, soos die cosinusreël. Sy aangrensend aan 'n ander sy en dan die hoek tussen daai twee sye moet ek ook hê, my ingeslote hoek. Nou oukies, as ons kyk of ons moontlik hierdie hoek hierso kan kry, is dit eintlik baie maklik. Sien julle dat hierdie twee hoeke hierso, hoek theta en hierdie hoek wat ons wil hê, lê op 'n reguit lyn. Okay. So om hierdie hoek QNM te gaan kry, né, hierdie pink kolletjie hierso, kan ons letterlik net hoeke op 'n reguit lyn kan gaan gebruik. So ons gaan sê hierdie hoekgrootte hierso gaan 180 grade minus theta wees, né? Dan het ons daai hoek in terme van theta. Ek hoop julle sien wat ek verduidelik hierso. So hierdie hoekgrootte hierso gaan natuurlik 180 grade minus theta wees, nê, omdat hierdie hoek hierso en daai theta op 'n reguit lyn wees en ons weet hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr. So ons het nou dit. So ons het 'n sy en die ingeslote hoek. So ons kan definitief die oppervlakreël gaan toepas, nê. So kom ons gaan sit gou als in ons oppervlakreël in. Okay. Net so 'n bietjie afbeweeg. Goed. So kom ons val net gou weg hierso. So ons oppervlakreël, so dis basies, dit sê vir ons die oppervlakte van driehoek MNQ, reg? Dis wat hulle wil hê. Ja, die oppervlak van driehoek MNQ. Oppervlak van driehoek MNQ is gelyk aan, ons gaan eerstens ons half gaan skryf, né? En dan gaan ons dit maal, die A en die B in die formule op die formuleblad staan weer eens vir jou twee aangrensende sye wat ons al reeds het, né? So my twee aangrensende sye, hierso is 1 QN is 'n aangrensende sy en wat is sy lengte? Hierso is sy lengte, ons moet dit bewys in 5.1. Sy lengte is die vierkantswortel van 72 maal 1 plus 2 theta. So kom ons gaan skryf daai lengte in. So daai lengte is dan nou die vierkantswortel. Okay, van 72 maal 1 plus 2 theta. Okay, goed, daar het ons daai lengte en dan natuurlik
die ander sy se lengte wat ons nodig het om die oppervlakreël te gebruik, is natuurlik MN se lengte en dit is dan nou 6. OK? En dan gaan ons die sin van hierdie ingeslote hoek moet gebruik. So sin 180 grade minus theta. Alright. So ons gaan dit nou maal met my ander sy. My ander sy is dan 6 eenhede en dan gaan ons dit alles maal met sin van daardie ingeslote hoek en dit is dan nou 180 grade minus theta. OK. Goed, oudjies. Nou weer eens, ons om hierdie 180 grade minus theta te gaan kry, gaan ons definitief 'n rede moet gaan gee, 'n stelling en 'n rede. Dit is eintlik iets wat ons eerste moes gedoen het. So weet julle wat, nee, ons kan gou-gou kom ons skryf dit net hierso. Dit moes eintlik op die eerste lyn gewees het. Dat dit wat jy uitgevind het, moet jy altyd eers gaan neerskryf op jou formuleblad, nê? So jy moet basies eers gaan neerskryf dat hierdie hoekie hierso wat ons hier uitgewerk het, nê, jy moet dit gaan neerskryf en dan 'n rede hoekom jy so sê. So hoek M en Q is gelyk aan 180 grade minus theta. Kom ons gaan doen dit gou-gou. OK, so jy gaan vir my gaan sê dat hoek M en Q, OK, is gelyk aan 180 grade minus theta en dan hoekom sê jy so? En dit is dan natuurlik hoeke op 'n reguit lyn. OK. OK, goed. Asseblief onthou net altyd daai stappe. OK, so en dan gebruik jy daai 180 grade minus theta as jou ingeslote hoek hierso in jou formule net sodat die merker weet waar dit vandaan kom. Alright, nou kan ons wegval om so 'n bietjie te gaan vereenvoudig. Onthou, hulle soek die oppervlakte. Die vraag is, hulle soek die oppervlakte in terme van theta, nê? Kan julle sien, hulle soek bepaal die oppervlakte van daardie driehoek in terme van theta. Goed, so ons gaan net om soveel gaan vereenvoudig as wat ons kan in terme van theta. Goed, so nou op die volgende lyn, kan ons nou basies hierso gaan sê, kyk, alles word met mekaar gemaal. Sien julle dit? Elke liewe ding word met mekaar gemaal. So ons kan basies ons getalle, ons konstantes, kan ons hierso gaan uitsorteer, want die helfte van 6 is 3, en natuurlik as ons al hierdie met mekaar maal, gaan daai 3 gaan hier voor hierdie vierkantswortel gaan staan, nê? So die helfte van 6 is 3, en dan 3 maal die vierkantswortel van 72 maal 1 plus 2 theta, nê? OK, so daar het ons daai gedeelte gedoen en dan kan ons nou gaan kyk na hierdie gedeelte hier, my sin 180 grade minus theta, waar ons reduksie en jou kaasdiagram kan gebruik. In watter kwadrant is 180 grade minus theta? Dis natuurlik in jou tweede kwadrant. Dit is waar sin positief is, so geen tekens gaan hierso verander nie. So daai 180 grade kan weggaan. Ons het nou klaar getoets vir ons teken. So nou gaan ons dit net maal. Onthou, buite die vierkantswortel gaan jy dit nou net maal met sin theta. Alright. En oukies, dit was nou basies jou 4 punte gewees, oukies. Jy sou definitief punte gekry het vir om hoek M en Q se grootte te gaan kry met sy rede en om dit in te stel in jou oppervlakte reël in en om dit te gaan vereenvoudig. Jou reduksie gaan definitief ook 'n punt kry hierso. OK. Goed, so 1 punt vir daai, 1 punt vir instel, 1 punt vir jou reduksie en dan 1 punt vir jou finale vereenvoudigde antwoord. So oukies, kan julle sien hoe hulle werk hierso? Basies hierso. Of nee, ek sou ook 4 punte hierso gegee het, nee, dis fyn. Alright, goed. Maar eintlik wat ek bedoel is hierdie was baie min werk gewees vir 4 punte gewees basies. Okay, waar mense dalk hierso 'n bietjie harder moes gewerk het om jou 2 punte in die sak te sit, nê. Nee. Alright. So op die eind van die dag balanseer die goed maar uit. Goed, so oukies, dit was regtig dit gewees vir hierdie 4 punte, nê. Jy moes daai hoekgrootte kry, jy moes in die oppervlakte formule gaan insit het en jy moes daai formule net gaan vereenvoudig het. Okay. Nou kan ons 5.4 gaan doen. En 5.4 vra vir ons, bepaal gevolglik die area
van driehoek MNQ. Okay, so dis nog steeds die oppervlakte, nee. Onthou area, oppervlakte, whatever, is dieselfde ding. So oppervlakte bepaal die oppervlakte van hierdie driehoek waarmee ons besig is. Ons het dit nou klaar gedoen in terme van theta. Stem julle saam vir 4 punte. Maar nou het ons theta se waarde. Hulle sê vir ons wat hoek theta se grootte is en dit is 25,84 grade. So nou kan ons in die antwoord wat ons in 5.3 gekry het, kan ons nou oral waar daar 'n theta is, kan ons theta gaan vervang met 25,84 en dan gaan ons die actual oppervlakte kry van hierdie driehoek hierso in vierkante eenhede. Alright. So kom ons gaan doen dit. Onthou, ons gaan nou al die thetas gaan vervang met 25,84. Ok, kom ons gaan net 'n bietjie vinniger afsoen toe. So al wat ons moet doen is ons moet nou maar net basies hier vir onsself gaan herinner. Ons gaan basies substitusie doen. Ons gaan elke liewe theta gaan vervang met 25,84 grade in my oppervlakte wat ek hierso in terme van theta het. Ok. Goed. Wag net gou-gou. Het ek hierso 'n klein, dit moet cos 2 theta wees. Ekskuus, dit moet cos 2 theta wees. Ek het net 'n 2 theta hierso sien ek nou. Hierdie moet cos 2 theta wees. Ek het hom net verkeerd afgeskryf. Kom ons fix dit net gou-gou en ek het dit nou opgetel hierso. Daai moet ons nou cos 2 theta wees en nie net 2 theta nie. So dis cos 2 theta en dis cos 2 theta. Daar sy. Ok, nou kan ons al die thetas gaan vervang. So in hierdie vereenvoudigde oppervlakte in terme van theta, moet ons al die thetas gaan vervang met 25,84, nee. Ok, nou kom ons doen dit. So dit beteken dan ons gaan hierso, ons gaan ons 3 gaan skryf en dan gaan ons vierkantswortel natuurlik gaan trek. Ok, ons gaan ons 72 skryf en dan gaan ons hakkie maak. Ons gaan sê 1 plus, oukies, nou moet julle baie mooi gaan oplet, nee. En want 'n mens kan nogals foute maak met die sakrekenaar werk wanneer 'n mens substitusie doen met trig. So wanneer jy jou kos gaan maak, okay? Wanneer jy jou kos gaan maak, nee, gaan jy natuurlik 'n dadelike hakkie kry, nee? Jou sakrekenaar maak outomaties hierdie hakkie hierso, okay? So jy moet dit net in ag neem, dat jy die hakie op die eind van die dag moet gaan toemaak ook, okay? En dan is hier nog die hakie wat hierso is as gevolg van, daai hakie daar, nee, is jou maalhakie, jou gemeenskaplik uithaal hakie, en dan maak jou kos, jou sakrekenaar maak outomaties hierdie hakie hierso, okay? So dan moet jy jou 2 gaan intik, onthou daardie 2 beteken net dat jy hoek theta moet maal met 2, stem julle saam? So daar is hoek theta, ons gaan hoek theta maal met 2. So kyk nou mooi, nee. So jy gaan hierso moet gaan sê 2, okay, en dan gaan jy dit moet maal met 25,84 grade. Okay, kan julle sien. Daarso het ons nou die hakie wat die sakrekenaar maak en dan hierdie hakies wat ons hier het is om te sê 2 maal 25,84. Dis wat daai 2 theta is. 2 maal jou theta, jou verwysingshoek theta. Goed. Ok, maar oukies hierdie, ons kan dit nie net so los nie, né? Jy moet basies net gaan tel, hoeveel hakies loop in daardie rigting? Hoeveel linker hakies het ons? 1, 2, 3 en 4. Nee, ons het 4 linker hakies. So nou gaan tel jy jou regter hakies wat daar is, né? Daarso is 1 regter hakie en 2 regter hakies, né? So daar moet 4 linker en 4 regter hakies wees. So ons kort nog 2 regter hakies. So jy gaan nog 1 en 2 gaan bytrek. OK. Dan eers is jy reg en dit moet als natuurlik onder jou vierkantswortel wees. Goed. OK. As 'n mens nie met al die hakies wil sukkel nie, kan 'n mens natuurlik ook net gaan sê jy kan op 'n aparte berekening gaan sê 2 maal 25,84 en die antwoord dadelik hier gaan insit. Verstaan julle dit? Maar dan moet jy nog steeds net baie mooi seker maak dat jy toemaak met die regte aantal hakies. OK. Goed, so daai is wat 'n mens moet doen onder jou vierkantswortel. En dan buite jou vierkantswortel sit ons met maal sin
van 25,84 grade. Right, oukies, nou, wanneer jy dit intik op jou sakrekenaar, baie versigtig met al jou hakies daarso, dan gaan jy 'n antwoord kry van 14,12. Okay, so 14,12, onthou ons werk met oppervlakte, so ons gaan sê vierkante eenhede. Okay, en oukies, dit was dit gewees vir daai 2 punte. Alright, oukies, nou hierdie stapie hierso is baie belangrik. Ek sal altyd aanraai dat julle asseblief julle sakrekenaar of die sakrekenaar werk gereeld oefen, dat 'n mens in dit inkom en verstaan hoe om hierdie situasie hierso te hanteer met al jou hakkies. En daar is nogal baie vangplekke, oukies, baie spesifieke maniere hoe om goed in jou sakrekenaar in te lees wanneer jy met trig werk, en 'n mens wil nie hierso punte verloor nie, want jou trig en driehoeke is gewoonlik jou maklike punte in jou trig afdeling van vraestel 2. So asseblief oukies, sit effort in, vra jou onderwyser as jy nie by die antwoord uitkom wat op die memo gegee word nie, is dit gewoonlik een of ander hakkie probleem wanneer jy met trig werk. Okay. Alright julle, dit was dit gewees vir hierdie 10 punte. As daar iets spesifiek is waarmee julle gesukkel het, en julle gelukkig net teruggaan en dit weer gaan kyk. Maar in my opinie, soos ek vir julle sê, soos wat dit gewoonlik is in my opinie, dit kan moeilik raak, maar hierdie was regtig nie die moeilikste trig en driehoeke vraag nie.